Dorpie Christiana, wat 100 km noordoos van Kimberley is, se inwonertal trek vandag by net meer as 15,000. Sy storie begin toe diamante in die 1870s in die Vaalrivier ontdek is en die destydse Transvaal regering 'n nedersetting op die oewer van die rivier gevestig het. Bill en Marianne sê vir my dat hulle my nou 'n paar keer op donkie en perekarre gesien het. Toe besluit hulle gaan nou sommer vir my hierdie reël. Dis oulik, né? Ek moet bieg, ek hou nogal van dorpe met vrouename. So natuurlik is ek baie nuuskierig om uit te vind wie hierdie Christiana vroumens was. Sy was die enigste dogter van president Pretorius van die Ou Transvaal, wat die dorp op die plaas Zoutpansdrift begin het. Die Vaalrivier, wat in die Drakensberge van Mpumalanga ontspring en dan 1120 km weswaarts vloei, loop hier verby. Die dorp is juis bekend vir watersport, asook die Delwersfees wat jaarliks in April gehou word. Die rivier is, soos julle weet, die grootste takrivier van die Oranje en kry sy naam van die grys kleur van sy water. Sjoe, oom, ek moet sê dit is so mooi hierso. Dis 'n wonderlike plek om te bly. Sien jy die brug agter jou, Christel? Die brug is in 1929 gebou. Voorheen was daar 'n drif oor die rivier met die naam van Zoutpansdrift. In die winter was die hele rivier se loop droog gewees en as dit reën was daar kort net 'n vloed vir 'n paar dae. En toe het hulle 'n pontoen gebruik net aan die brug om die voertuie heen en weer te vervoer, ossewaens en voertuie. En toe die Vallaars uitkeerwal gebou word, toe stoot die rivier op tot vandag toe en nou is dit ideaal om 'n brug hier te hê. Toe 'n inwoner 'n klompie jaar gelede besluit het om die begrafplaas van die dorp te omhein en skoon te maak, het hy 'n slim plan bedink: werkerdonkies om die gras en bossies tussen grafte te beheer. Met dit dat die dorpie sy ontstaan aan diamante te danke het kerke eers later gekom. Die NG Kerk se hoeksteen is in 1921 gelê. Ek het nou al 'n paar kerke gesien, maar ek moet sê hierdie een lyk nogal vir my na iets besonders. Ja, dit is met 'n sandsteen gebou is en Gerard Moerdijk die kerk ontwerp, dieselfde persoon wat die voertuigmonument ontwerp het. Wat ek jou eintlik wil vertel is dat jy na hierdie spore moet kyk. Hier's waarwielspore en osse se spore, want in 1938 het die simboliese Ossewa-trek se waar die Magrieta Prinsloo hier verbygegaan en daar ook in die straat kan jy die monument sien wat dit gedenk. Dit was met die 100 jaar herdenking van die Ossewa-trek toe daar 'n landswye opmars na die Voortrekker monument was en baie dorpe so spore in nat sement vasgelê het. Nog iets interessant is Johan se edelsteenbesigheid by sy huis. Hy gebruik 'n tuimelproses wat 'n nabootsing is van hoe die see met sy branders klippe poleer. Met hierdie masjien word die klippe getuimel. Elke drommetjie beweeg teen 'n sekere spoed. Die groot drommetjies draai teen 'n spoed van 36 revolusies per minuut en die klein drommetjies draai teen 'n spoed van 19 revolusies per minuut. Wat ek doen is, ek kap die klippe stukkend en dan gooi ek dit in die drommetjie, voeg ek water en skuurpoeier by en dan word dit getuimel. Hoe lank is die tuimelproses? Dit neem gewoonlik 14 weke en as hy klaar getuimel en gepoleer is, dan lyk hy so. Wel, daardie 14 weke is beslis die moeite werd vir so 'n mooi eindproduk. Van Johan se 33 soorte stene na die blinkste van alle klippies. Met die bou van die keerwal wat ons net nou genoem het die rivier wyer uitgestrek. Dit het beteken dat delwers nie meer in die rivierbedding kon delf nie, maar gelukkig kom daar tot 2 km daarvandaan ook diamante voor. Ronnie, hoe besluit julle waarom te delf? Ons is alweer delwers. Anders was Kimberley en Jagersfontein wat hulle kimberlietpype myn. En oral langs die Vaalrivier wat hulle die diamantroete noem, is waar die diamantdeposito's gekom het. En waar ons eintlik kyk is die binnedraaie, is waar die swaarste konsentraat gelê het en dit is waar ons 90% van die tyd ons diamante verkry. En watter proses is nou hier aan die gang? Ja, dis een van 4 putte wat ons het op die myn. Ons moet 4 meter van die dooie grond bo afhaal voor ons by die diamantdraande grys kom wat omtrent 'n half meter dik is. En dit is wat ons uithaal wat die diamante dra wat ons plan te vat om te proses. Delwers soos die het groot pompe om water wat uit die grondtafel in gate opstoot te dreineer sodat hulle kan delf. Uiteindelik, wanneer die diamantdraande grys geïsoleer is, word die ander grond teruggegooi en die area gerehabiliteer. Maar terug by die proses. Diamante is swaarder as klippies en dus word die grond gesif om by die diamante uit te kom. Hier is nou by die sortaanleg. Al die konsentraat wat van die wasbaan afgekom het, kom nou reguit hiernatoe. Dan sit ons dit deur die DMS-plant wat omtrent 70% van die ligte goed uitgooi. En dan al die swaar konsentraat gaan deur na die vlousortmasjien hier agter my toe
Hulle werk met X-rays en al die diamante het fluorescens in hulle in en die X-rays tel die fluorescens in die diamant op en dan val hy in 'n kluisie in. So gaan ek darm diamante sien. Ja, en die soort is. Nou toe, laat ons gaan grawe. Christel, hier is ons nou by die eindproduk. Na 2000 ton grond vir die dag het nou 'n kilogram grond geword en as daar iets in die grys was, moet ons hom nou uithaal. Nou kom ons kyk. Sorteer. Okay. Nou is ek opgewonde. Laat ons sien of sy ons geluk gebring het. Nou kan jy maar die troffel vat. O, ek dink ek het een gevind. Is hierdie dalk 'n diamant? Nee, dis sommer 'n waterklippietjie. Christel, kyk hier. O, hy is mooi. So hoeveel karat sal hierdie een wees? Dit 2 karat. Dit is so beautiful. Wel, baie dankie Ronnie. Ek sal vir jou weer sien. Nee, jy kan nie loop met hom nie. Okay, maar goed dan. Bye. In Christiana staan 4 stokou kurkbome. Niemand weet wie die bome aangeplant het nie, want eintlik kom hulle voor in lande aan die Mediterrane kus. Wat wel bekend is dat hulle al ouer as 100 jaar is. Hierdie is die bome waarvan kurkproppe gemaak word. Dis reg, ja. Word van die bas gemaak. Bas word gestroop. Die eerste keer as die boom 25 jaar oud is. Daarna so elke 9 tot 12 jaar. Net die buitenste deel van die bas en die word gebruik vir die kurkproppe. So in 'n leeftyd van 'n persoon kan hy maar hoogstens 5 oeste van 'n boom afkry. So dit gebeur dan om sy eie bas te red. Heel waarskynlik. Wel, dankie oom, dit was nou heel interessant. Bye-bye. Hierdie bome word nie geoes nie, maar waar dit wel in die wêreld gedoen word, word net 1/3 van die bas op 'n slag verwyder om die boom te beskerm. Dit groei dan weer terug. Sedert 1993 is hier in Christiana ook 'n aartappelweefselkultuurfasiliteit. Dit bestaan uit 'n laboratorium en kweekhuise vir die produksie van siektevrye mini-knolle. So watter proses is nou hier aan die gang? Hier is 'n snykamer. So ons vat die groot plantjies, ons bring hulle hier om te kloon. Ons knip hom af. Bodai een groot plantjies ons kry 5 nuwe plantjies. So as ons klein bodai plantjies ons sit hom by die groei medium. So bodai groei medium is 'n vierkantige houer, ons plant hulle 40 en 'n houer. As hulle klaar hulle vat die nuwe stel instrument vir die volgende houer. Alles gebeur dus onder steriele omstandighede. Hierdie is die groeikamer. Nadat hulle gekloon is, hulle kom hier na toe. Ons maak vir hulle gunstige toestande. Ons beheer die temperatuur 23 grade. Ons gee vir hulle 16 ure kunsmatige lig. Die heel eerste steggie in die proses waarvan Evelyn gepraat het, kom uit 'n aartappelmoer en word in proefbuise by Europese teelers gekoop. Plaaslik word dit dan voortdurend gekloon totdat daar genoeg is om oor te plant in die kweekhuise. Wat gebeur nou hierso? Die plantjies wat jy net nou in die laboratorium gesien het, plant ons in hierdie kweekhuis en dit is om siektevrye aartappelmoere te produseer. Wat presies is 'n moer? 'n Moer is afgelei van die woord moeder, so dit is moedermateriaal, dit is waarvan ander aartappels gekweek word. Hoe word 'n moer hier gekweek? Die plantjies plant ons in die kweekhuis, dan groei hulle in 3 tot 4 maande onder siektevrye toestande en dit groei in 'n aeroponiese stelsel. Die water word gehersirkuleer en die plantjies groei 3 tot 4 maande en dan oes ons die knolle. So elke 3 dae as die knolle sekere grootte bereik het, dan pluk ons dit en ons vat daai knolletjie na 'n rypmaakkamer waar dit onder 'n sekere temperatuur en humiditeit gestoor word. Wanneer die moere dan nou uit die koelkamer uitkom, dis hoe hulle lyk, dan spruit ons hulle, laat hulle uitloop en dan plant die boere dit in die lande. Dis nou die eerste moere wat nou in die lande geplant word. Ons noem dit generasie 0, hulle is siektevry en dan vermeerder die boere dit so 4 tot 5 jaar voordat jy dit nou gaan eet op jou bord. En die kans dat die moere wat van ons afkom is 50% dat daardie aardappels op jou bord gaan beland. Dis nou so interessant. Ek het nog nooit in een dag so baie die woord moer gebruik nie, maar gelukkig praat ons van aardappels. Ons koop waarskynlik 'n generasie 5 aartappel in die groentewinkel. Dit beteken dus die 5de opbrengs na 4 aanplantings deur boere wat met generasie 0 begin het.
Jy kan 'n gewone aartappel wat uitloop plant, maar om 'n ordentlike oes te verseker, gebruik eerder 'n gesertifiseerde moer wat siektevry gewaarborg is. Die dorp Christiana leef beslis haar vroulike naam ten volle uit. Sy is mooi, sy het baie om aan te bied en sy's warm. Maar ek is nou vir eers lekker moeg na al daardie verkenning, so ek gaan nou ontspan op die Vaalrivier. Kom loer in en bring jou ski saam, want dit is glo een van die beste plekke daarvoor in Suid-Afrika, omdat dit 'n lang skibare waterbaan van 34 km het. Anders kan jy, soos Crystal Donna, die rustiger opsie kies en 'n rit op die vlot bespreek.